Welkom by ons lydenstyd oordenking vir 2025 met die tema Saam met Jesus op pad na die kruis. Vandag, 19 Maart, dink ons na oor Jesus se ondervraging deur die Joodse leiers. Ek nooi jou uit om stil te raak en te ontspan. As jy saam met 'n gesin of vriende is, kan julle dalk hande vat, julle oë toemaak en bewus raak van God se teenwoordigheid in julle saamwees. Haal diep asem. Wat is daar wat jou pla, waaroor jy bekommerd is, of wat sommer net jou gedagtes besig hou? Gee dit nou vir Jesus. Jy kan later daaraan aandag gee. Hierdie is nou julle tyd saam met hom. Dalk wil jy hierdie opname nou pause om nog 'n rukkie stil te wees. Daar behoort 6 van jou 7 kersse te brand. Indien nie, steek hulle nou aan. Kyk na die een dooie kers en onthou vir 'n oomblik waaroor ons verlede week gesels het. Hoe het dit jou laat voel toe jy in jou gedagtes by was toe Jesus gearresteer is? Het jy jouself dalk in die afgelope week betrap dat jy vir Jesus verraai? Blaas nou die tweede kers dood. Neem nou 'n rukkie om te bid. Vir wie wil jy bid? Is daar iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan vir wie jy spesiaal kan intree? Onthou om na die tyd vir die persoon 'n boodskap te stuur en vir hom of haar te sê jy het vir die persoon gebid. Dank ook die Here. Druk nou pause en bid alleen of as gesin tot die Here. Ons skriflesing vanoggend is uit Matteus 26 vers 57 tot 68. Dalk wil jy die opname pause en die teks in jou eie Bybel opsoek en saam lees. Terwyl jy na die teks luister, probeer jou indink jy is saam met Petrus. Fokus op hoe jy voel, wat jy hoor. Wat sien jy wat vir jou vreemd lyk of ontstel? Wat is die uitdrukkings op die mense in die verhaal se gesigte? Hoe klink hulle stemme? Luister saam. Die mense wat Jesus gevange geneem het hom weggelei na Kajafas, die hoëpriester, waar die skrifkenners en die familiehoofde vergader het. Petrus het hom op 'n afstand gevolg tot in die voorhof van die hoëpriester. Hy het na binne gegaan en by die dienspersoneel gaan sit om te sien hoe dit sou afloop. Die leierpriesters en die hele Sanhedrin het vals getuienis teen Jesus gesoek, sodat hulle hom kon doodmaak. Hulle kon egter niks vind nie, hoewel baie vals getuies na vore gekom het. Later het 2 egter na vore gekom en gesê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en binne 3 dae weer opbou. Daarop het die hoëpriester opgestaan en vir hom gesê, antwoord jy dan niks op wat hierdie mense teen jou getuig nie? Maar Jesus het stil gebly. Die hoëpriester sê toe vir hom, ek besweer jou by die lewende God, dat jy vir ons moet sê of jy die Christus, die Seun van God is. Jesus antwoord hom, u het dit gesê. Maar ek sê vir julle, van nou af sal julle die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die Magtige en hom op die wolke van die hemel sien kom. Toe het die hoëpriester sy boklere geskeur en gesê, hy het gelaster, waarom het ons nog getuies nodig? Waarlik, nou het julle die lastering gehoor. Wat is julle bevinding? Hulle het geantwoord, hy verdien die dood. Toe het hulle in sy gesig gespoeg en hom met die vuis geslaan. Sommige het hom geklap en gesê, profeteer vir ons, o Christus, wie is dit wat u geslaan het? Ons lees net vanaand tot daar. Dink nou oor die volgende vraag of gesels daaroor in die gesin. Jy kan na elke vraag dalk die pausknopie druk om tyd te gee vir saamgesels of nadink. Wat van hierdie storie staan uit vir jou? Hoe laat die storie jou voel? Het iemand jou al vals beskuldig? Hoe het dit jou laat voel? Wat is vir jou die slegste deel van hierdie storie? Leuns, vals getuienis, fake news, die inkleer van die waarheid of die uitlos van belangrike inligting is alles maniere wat ons die waarheid verdraai, gewoonlik om ons te pas. My ouma het altyd gesê dat waarheid wat bedoel is om iemand seer te maak, is net so skadelik soos 'n leuen. Mens kan die waarheid verdraai dat dit jou pas. Die waarheid so inkleer dat jy goed lyk en 'n ander nie.
Weet jy wat is 'n stereotype? 'n Stereotype is die idee dat alle mense in 'n sekere groep mense bepaalde karaktertrekke het. So is die idee dat blondines almal bietjie dom is, of ou mense almal vergeetagtig is, of geen vroue sterk of analities kan wees nie, of dat sekere groepe mense van nature skelm is. Baie van hierdie stereotypes waarmee ons sit oor ander mense, verdraai ook die waarheid. Vra God om vir jou die stereotypes waarmee jy sit, wat ander mense kan seermaak, uit te wys. Waarheid behels ook integriteit. Integriteit beteken dat wat jy sê en wat jy doen ooreenstem. Waar kry jy dit reg om met integriteit te lewe? Om op te tree soos 'n volgeling van Jesus? En waar sukkel jy? Hoe kan jy in hierdie lydenstyd probeer om ander se eer te beskerm deur mooi dinge oor hulle te glo en te sê? Ons bid saam. Here Jesus, ons glo so maklik die slegste oor ander en breek hulle dan af deur daardie slegte stories te versprei. Help ons om die beste van ander te glo en mense op te bou deur mooi dinge vir en van hulle te sê. Help ons om te onthou dat U alle mense goed geskape het. Doen nou die volgende aktiwiteit as gesin. Die leierpriesters en die Sanhedrin het 'n klomp lelike goed van en vir Jesus gesê. Ons sê ook dikwels lelike goed vir en van mekaar. Op blokkies papier skryf of teken lelike goed wat mense vandag van mekaar sê. Skryf of teken een gedagte per papiertjie. Hoe voel jy as jy sulke woorde vir iemand sê? Hoe voel jy as iemand dit vir jou sê? Op die agterkant van elke papiertjie skryf of teken nou iets moois wat mense vir iemand kan sê. Hoe voel jy as sulke woorde vir iemand gesê word? Hoe voel jy as dit vir jou gesê word? Sit die woorde of sketse by jou lydenstyd kerse neer. Miskien kan jy ook sommer teken hoe jy voel as iemand vir jou lelike goed sê. Watter lelike goed het mense al vir jou gesê? Teken nou hoe jy voel as iemand vir jou iets mooi sê. Watter mooi goed het mense al vir jou gesê? Ons gesels dan verder volgende week saam.